Welkom en dankie dat jy by my aansluit vir Taxbreak. Hierdie is 'n potgooi oor Suid-Afrikaanse belasting vir Suid-Afrikaanse belastingkundiges en praktisyns. En dis in Afrikaans. My naam is Pieter van der Swan en in elke episode gesels ek oor 'n aspek of 'n onlangse verwikkeling in die veld van Suid-Afrikaanse belasting. En ek doen my bes om dit in die tyd te doen wat jy sal nodig hê om vir jou 'n lekker koppie koffie te maak terwyl jy 'n bietjie van 'n blaaskans nodig het. Ons onderwerp vir vandag is 'n hofsaak wat in die nuushooftrekke was, wat gegaan het oor in Engels die Controlled Foreign Company Reëls, of dan nou in Afrikaans die beheerde buitelandse maatskappye reëls. Ek gaan maar hou by die Engelse term CFC, wat dan nou die afkorting vir 'n Controlled Foreign Company is, bloot omdat dit nou maar eintlik die term is wat mens meestal maar dag tot dag hiervoor gebruik. Die hofsaak wat hieroor gehandel het was in die dispuut tussen SARS en Coronation, en hierdie dispuut het al die pad tot in die grondwetlike hof gegaan. So interessant, nie lang gelede was daar baie min regspraak oor die CFC reëls. En nou die afgelope paar jaar, daar was eers die Sasol saak en nou hierdie Coronation saak. So die regspraak in hierdie aspek van belasting is besig om op te bou. Nou voordat ons gaan kyk na wat presies het in die Coronation saak gebeur, kom ons gaan dalk net so 'n stappie terug weer na die vraag, wat is 'n CFC? So ek dink om daai vraag te antwoord is dit nodig om terug te gaan na toe Suid-Afrika oorgeskakel het na 'n inwonerbasis van belasting. Nou wat hierdie inwonerbasis van belasting beteken is dat inwoners van Suid-Afrika word op hulle wêreldwye inkomste belas, met dan 'n krediet om erkenning te gee vir buitelandse belasting wat hulle op hierdie inkomste betaal het, en nie-inwoners word op Suid-Afrikaanse broninkomste belas. Nou met die oorskakeling na hierdie stelsel toe, was daar dan ook 'n geleentheid om 'n nie-inwoner struktuur te gaan vestig wat deur inwoners beheer word. En dit, as mens so 'n struktuur kon vestig, het dit jou die geleentheid gegee om te sê, sekere van die inkomste wat aan 'n belastingpligtige as 'n inwoner sou toeval, as dit aan daai struktuur kon toeval, dan was dit buite die Suid-Afrikaanse belastingwet. So dit het eintlik 'n geleentheid gegee om so bietjie om hierdie inwonerbasis van belasting te kon werk. En ek dink as mens dan nog 'n bietjie verder gaan, wat hierdie strukture jou ook gebied het, was om te sê, jy kan nie net die inkomste daar laat toeval. Daar was eintlik 'n geleentheid om inkomste daarin te stuur vanuit Suid-Afrika. So met ander woorde, byvoorbeeld om 'n fooi te betaal van 'n Suid-Afrikaanse inwoner aan hierdie buitelandse struktuur, wat vir jou 'n aftrekking aan die Suid-Afrikaanse kant gee, en dan nou 'n insluiting in 'n struktuur wat 'n nie-inwoner is wat Suid-Afrika nie die reg het om te belas nie. So dis dan waar die CFC-reëls inkom. So hierdie reëls is 'n stel teenvermydingsreëls wat eintlik maar hierdie tipe van strukture teenwerk. Hoe hulle in beginsel werk, is om te sê, as daar 'n CFC is, 'n entiteit wat aan hierdie definisie van 'n Controlled Foreign Company voldoen, dan moet die aandeelhouers van daai entiteit, die Suid-Afrikaanse inwoner-aandeelhouers, moet hulle gedeelte van hierdie entiteit se winste terug insluit by hulle belasbare inkomste. En wat dit dan nou doen, is dit herstel eintlik die belastingbasis om te sê, maar hoe sou ons belastingbasis gelyk het as hierdie inkomste nie aan die buitelandse struktuur, maar eerder aan die inwoner toegeval het. Nou, ek dink wat belangrik dan nou is, om as mens na enige van hierdie teenvermydingsreëls kyk, dis nodig om 'n balans te tref tussen die vermyding om dit teen te werk, maar dan aan die ander kant om te sê, maar daar is sekere geldige besighede wat nie benadeel moet word hierdeur. En een van die goed is 'n geldige besigheid wat deur 'n teenvermydingsreël benadeel word, het heel moontlik 'n kompeterende nadeel teenoor ander maatskappye wat in dieselfde omgewing as daai entiteit werk. So dit was nie die gedagte om dat die CFC-reëls dit moet regkry nie. So om dan nou hierdie balans te tref, het die CFC-reëls 'n uitsondering in vir wat die wetgewing na verwys as Foreign Business Establishments, of dan nou afgekort FBE's.
In Afrikaans is dit die buitelandse besigheidssaak-vrystelling, maar ek gaan weer eens hou by die Engelse term wat eintlik maar die meer gebruikte een is. Nou, vir 'n FBE om te bestaan, daar's 'n hele klomp vereistes in die wetgewing. Dit kyk byvoorbeeld in die definisie na hoe lank bestaan hierdie entiteit of hierdie besigheid, hoe word dit van 'n vaste plek af bedryf, wat se strukture is daar in plek, wat se personeel is daar in plek, wat se fasiliteite is daar in plek, en dis alles aanduiders daarvan dat daar genoeg wese is aan hierdie besigheid, om te sê, maar dit is nie net, jy is nie besig om iets op te stel om 'n belasting voordelige posisie te kry nie. Wese, weer eens, die wese, as ons miskien maar die Engelse term kan ingooi, net omdat dit is wat mense in die dag tot dag in die wêreld van belasting hoor. Dit is eintlik maar 'n substance drempel, om te sê, maar het hierdie besigheid genoeg substance? En dis presies waaroor die dispuut in die Coronation saak gegaan het, hierdie FBE vrystelling. So, die feite kortliks in die Coronation saak, dit was die Coronation groep met 'n Suid-Afrikaanse entiteit, wat 'n Ierse filiaal gehad het. Hierdie Ierse filiaal was 'n kollektiewe beleggingsskema fondsbestuurder, en hierdie entiteit was nodig in die groep gewees om aan Coronation se kliënte die geleentheid te bied om in Ierse kollektiewe beleggingsskemas te gaan belê. Wat belangrik is, Suid-Afrikaanse entiteite kon nie so 'n Ierse kollektiewe beleggingsskema volgens die Ierse wetgewing bestuur het nie. So, die Ierse maatskappy het dan nou op sy beurt, so hierdie kollektiewe beleggingsskema bestuursmaatskappy, het op sy beurt dan nou weer 'n beleggingsbestuurder gaan aanstel, wat 'n Suid-Afrikaanse en 'n Verenigde Koninkryke entiteite was. En hierdie entiteite het die beleggingsverhandelingsaktiwiteite gedoen. So in Engels die trading aktiwiteite, so die koop en verkoop van beleggings. SARS was van mening dat, omdat hierdie funksie aan die aan 'n buitebestuurder gegee is, het die Ierse maatskappy nie noodwendig genoeg substance aan hulle besigheid gehad. En SARS het die siening daarop grootendeels baseer dat die Ierse maatskappy was nie genoegsaam toegerus met personeel om sy primêre besigheid te kon bedryf nie. Die belastingbetaler het aan die ander kant het geargumenteer, maar dit is nie die maatskappy se besigheid om trading aktiwiteite te doen. Sy rol is om oorsig te hê oor hierdie tipe van aktiwiteite, maar sy rol is nie om die trading self te doen nie, en die belastingpligtige het aangevoer dat hierdie model van fondsbestuur word algemeen in die industrie na verwys as 'n delegated fund model, of as mens dit in Afrikaans sou vertaal, seker 'n gedelegeerde fondsmodel. So hierdie dispuut, soos ek reeds genoem het, deur die Belastinghof, deur die Appelhof tot in die Konstitusionele Hof beweeg. Aanvanklik het die Belastinghof in die belastingbetaler se guns beslis, en SARS het geappeleer na die Appelhof wat in SARS se guns beslis het. En uiteindelik in die Konstitusionele Hof, waarin die belastingbetaler weer geappeleer het die Konstitusionele Hof in die guns van die belastingbetaler beslis. Nadat die hof gekyk het, of oorweeg het wat die lisensie is wat die belastingbetaler het, wat die besigheidsmodel is wat gevolg word, en ook die industriepraktyk. Die Konstitusionele Hof het bevind dat die Appelhof nie regtig die onderskeid tussen 'n beleggingsbestuurder in 'n breër rol teenoor 'n verhandelaar of 'n investment trader wat oor die koop en die verkoop van beleggings gaan. Dat die Appelhof het nie noodwendig daai onderskeid gemaak nie. En op grond daarvan was die Konstitusionele Hof se siening dat die Ierse maatskappy steeds sy eie primêre bedrywighede uitgevoer het en toegerus was om dit te kon doen. Daar's 'n paar belangrike opmerkings wat 'n mens miskien kan maak uit die Konstitusionele Hof se uitspraak. Die een is dat die Konstitusionele Hof het beslis dat die FBE vrystelling, as 'n mens na dit kyk, moet jy na die werklike besigheid en die werklike besigheidsmodel van 'n belastingpligtige gaan kyk. Die toets is om te sê, vir die besigheid wat bedryf word, is die entiteit
reg toegerus vir dit, of genoegsaam toegerus vir dit. Eerder as om die Hof het gepraat van 'n notional of 'n teoretiese besigheid van wat 'n besigheid moontlik kan doen. Dit is nie die standaard waaraan daar gemeet moet word nie. Die tweede ding, en ek dink dis dan nou weer die ander kant van die balans, die Hof het wel gesê dat daar is sekere besigheidsmodelle en besighede wat so nou en so beperk is, dat hulle behoort nie eintlik aan hierdie wese drempel te kan voldoen nie. So ek dink die Hof het wel gesê, maar dit is nie om te sê dat jy kan nou enige besigheidsmodel gaan omskryf en dit gaan jou altyd oor die lyn van die wese toets bring as jy na die FBE definisie kyk. En dan die laaste belangrike ding, as ons nou nie in te veel detail ingaan nie, is dat die Hof wel uitdruklik gesê het dat die FBE reëls is nie bedoel om 'n outsourced model van besigheid teen te werk nie. Die Hof het uitdruklik ook gesê dat as die FBE reëls so outsourced model wat 'n algemeen aanvaarde praktyk in besigheidsmodelle is, sou teengewerk het, sou dit die kompeterendheid of die mededingendheid van Suid-Afrikaanse belastingbetalers definitief geraak het. Nou, ek dink om af te sluit, die nasionale tesourie het, soos wat hierdie saak ontwikkel het, 'n jare wat gelede 'n voorstel gemaak om reeds te probeer sê dat sekere outsourced modelle nie aan die FBE definisie gaan behoort te voldoen nie. Die voorstel wat daar was, is teruggetrek, hangende die uitspraak van die konstitusionele hofsaak, en ek dink dit sal, veral in die lig van wat die konstitusionele hof toe nou gesê het oor wat die effek sal wees as outsourced besigheidsmodelle nie toegelaat word nie, sal dit nogal interessant wees om te sien wat gaan die nasionale tesourie vorentoe doen met die wetgewing hier rondom, of dit nodig is na die konstitusionele hof uitspraak om enigstens iets te doen. Ek dink dis dit vir vandag se episode. Baie dankie dat jy geluister het, en as jy dit geniet het, gaan sluit asseblief aan op die platform waarop jy na Potgooi luister, en vertel asseblief al jou kollegas en vriende van hierdie Potgooi. As jy enige vrae het wat jy graag sou wil hê ek in 'n volgende episode moet oorweeg, stuur asseblief vir my 'n e-mail. My e-mailadres is in die notas onder die episode. En miskien maar net weer 'n herinnering, soos altyd, niks in hierdie Potgooi is bedoel om belastingadvies te wees, of selfs om 'n plaasvervanger vir feitspesifieke belastingadvies te wees nie. Tot volgende keer. Totsiens.